van die Here hoor. Die Here gee vanmôre 'n profetiese woord vir u. En ek weet jy moet mooi daarna luister. Vanoggend toe ek besig is om voor te berei, werk hy aan met my in hierdie boodskap. So spreek die Here. So spreek die Here. Hy sê vanmôre, ek soek nie julle offers nie. Hy sê, want ek was reeds die volmaakte offer gewees aan die kruis. En as jy in my glo en glo ek is die volmaakte offer, wat ek van julle soek, is liefde. Ek soek dat julle omgee vir mekaar en omgee vir my, sê die Here. Hy sê, daar is te veel mense wat aan wêreldse dinge, aan vleeslike dinge vashou. Nie net sondige dinge in die vlees doen nie, maar ook geregverdig wil word in die vlees. Hy sê, julle word rondgeslinger. Maar as julle my kinders is, julle koningskinders. Julle is die kop en nie die stert. Prys die Here. Die kop en nie die stert. Maar so baie van julle word heen en weer rondgeslinger deur mense, deur blinde mense, wat blindes wil lei. As hierdie woord is vir jou, wat die Here sê, daar's 'n verskil om iets te doen vir mense, maar is 'n ander verskil as mense jou vertrap en 'n maak van jou vloerlamp. Dis nie wat jy is nie. Dit is tyd dat jy opstaan, dit is tyd dat jy opstaan en besef ek is nou volwassene. 'n Volwassene wat kan besluit en wat gelei word deur die Here. Nie 'n kind wat deur mense gelei word en in meeste gelei word en misbruik word. Hoor die woord van die Here vanmôre. Hy sê ek soek 'n volk wat my dien met hulle harte, nie met hulle monde nie, nie met hulle dade nie, nie met hulle wêreldse werke nie. Ek wil hê julle moet my 'n gees en in waarheid aanbid. So spreek die Here vanmôre. Amen. Amen. Die woord van die Here kom vanmôre. Ek het 'n paar tekste, maar die teks waar ek gaan so rukkie vas staan is Matteus 12. Matteus 12. Jy wil volg. En ek wil vir julle sê, ek ondervind meer en meer mense, die woord van die Here sê hierso, julle kan na Matteus 12 toe gaan, maar luister gou tot Matteus 18 vanaf vers 1. En daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele? Toe roep Jesus, hy kyk na hom en laat hom in hulle midde staan en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Geliefde, ek sien te veel mense, Facebook warriors, Facebook predikers, party is predikers, party is gewone mense, wat vir mense wil lei. Kan jy wat net die lig gaan sit? Ekskuus, ek het gedog ons gaan agterna sien. Dat dit bietjie beter kan sien, dat julle my ook kan sien. Kan julle my nou sien? Hallo. Is dit? Prys die Here, ek hoop dat die kamera het ook gesien, nie die stem goed. Halleluja. Loof en prys die Here. Hy sê ons moet soos kindertjies wees. Nederig. Dit is die kinders van die Here. Weet jy hoe baie sien ek kry weer 'n vrou wat ook weer kontak maak en sê, pastoor, ek is bekommerd, want mense kom in die gebooie en sê, as jy hierdie gebooie nie met die letter hou nie, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. Weet jy wat? Ek ondervind, daar's te veel mense wat te veel predikers het. Hoor mooi. Hierdie ou sê so, daai ou sê so, daai ou sê so, en uiteindelik is ons so die mekaar, ons is soos 'n pingpongballetjie wat heen en weer geslaan word, né? Soos 'n riet wat waai in die wind. Die Here sê hy gaan nie eers 'n riet kraak nie, hy gaan eers pak, hy gaan 'n knapte riet nie breek nie, né? Sê die Here. En dis hoe ons raak. Weet jy hoekom? Want blindes word deur blindes gelei. En as jy nie 'n persoonlike verhouding met Jesus het nie, jy nie erken dit nie, dat jy nie elke dag 'n verhouding met hom het en by homself hoor nie, dan is jy 'n blinde. En nou gaan ons stel ander mense aan wat ook blindes is, vleeslike mense, om ons te lei. Dis tyd dat ons by die Here uitkom. En as ons 'n verhouding het, sal hy met ons praat en dan kan ons kyk wat die woord van die Here sê en dan kan jy besluit.
hierdie ou se woord is volgens die woord van God, ek kan hom maar volg. As ek iemand wil volg, ek kan maar na hierdie kerk toe gaan, ek kan maar daar wees, want die woord wat hulle bring is die woord in waarheid, soos hulle die woord van God staan. Maar mense, vleeslike mense, wil jou lei. Kyk wat sê die Here in Romeine 8 vers 1. Hy sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, nie vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Met ander woorde, ons wandel nie net is vleeslik en dit is sonde nie, maar daar is baie mense wat vleeslik die Here wil dien en eer, deur offers te bring vir die Here. Die Here sê, ek soek nie offers nie. Ek is reeds die volmaakte offer. Amen. Is dit nie so nie? Amen. Ons moet soos kindertjies wees, en dit bring my by Matteus 15, julle kan nog steeds bly by Matteus 12, ek gaan nou terugkom. Ek wil net vir julle lees van die Kananeese vrou. En Jesus het daarvan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is eg van die duiwel besete. Maar hy het daar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom, sê, stuur haar weg, maar sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daar is so baie van hierdie sekere groepe mense in Israel, wie sê ouers wat so, hulle is die verlore volke, wat sê die Here net gekom vir die verlore skape van Israel, nie vir die heidene nie. En hulle is reg. Dis waarvoor Jesus gekom het, maar dis nie waarvoor Jesus gebly het nie. Kyk wat doen hierdie vrou, sy is 'n Kananeese vrou, sy is 'n heidense vrou. Vers 25, daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Hy kom, Jesus Christus kom self en hy vergelyk die heidene en hulle wat nie Israel is nie, met hondjies. Die brood van die kindertjies praat hy van die kinders van Israel, hy praat van die volk Israel. Wat jy nou van my vra, vrou, wat jy nou van my vra, is 'n deel van dit wat in Israel behoort. Maar sy kom en sy is nederig, sy sê, vers 70, ja Here, maar die hondjies eet darm van die krummels, wat van die tafel van hulle baase afval. Wat doen sy? Sy sê, die baase, sy sê, ja, Israel is die uitverkore volk, en u is my meester, ek sien u as my meester, en ek wil nie die kos van die kindertjies hê nie, maar die kindertjies, weet wat, hulle gee die kos weg. Hulle wil u nie dien nie, hulle wil u nie volg nie, hulle wil u nie sien as die Messias nie. Maar ek is bereid om daai oorskot te vat, daai oorskot. Weet jy wie van julle het as pa en ma vir julle ertjies gegee het? Die hondjies hieronder gevoer met die ertjies. Ek gaan nou nie kyk of name noem nie, volg net my oor, maar dit het gebeur, né? Toe dan nie wil hê die gele vir die hondjies, en die hondjie is maar te bly daaroor. Hy sterkie gaan eintlik soos hy ons eet, né? Partykeer weet ek nie eers hoe kan die honde seker moet eet, want dis veronderstel om deel van 'n dieet te wees. Ag, hy's wat te dankbaar. Ek het 'n Steffie gehad as ek in 'n baksteen gekou het, sal hy hom ook eet. Solank hy net dieselfde kos kan eet as ek, né? Prys die Here. Hierdie vrou sê die hondjies is bereid om die krummels wat van die tafel afval van 'n baas te eet. En wat sê Jesus? Stuur haar weg en sê, gaan weg. Voet sy, dis hom. Nee. Hy sê, toe antwoord vers 28, Jesus sê van, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê, en haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Ek wil vir u vanmôre sê, die Here het gekom vir jou en vir my ook. Al is ons dalk net die hondjies wat by die krummels vat, ons is maar te dankbaar daaroor. En dis hoekom ek sê, ons vandag agterna gaan sing. Maar hulle wil jy eers opgewonde maak, want jy kom in die oggend hier, en lyk dit so asof mense dood is, hulle moet maar hier wees. Amen. Die hondjies se stem gaan net soos van blydskap, né? Net so gaan die hondjie. Dit bring my nou uiteindelik by hierdie mense wat so vashou in die wet. Hoor vir my mooi. Lees gou saam met Matteus 12, dan gaan ek vir jou mooi verduidelik. Jesus is Here van die Sabbat. Hier vanaf vers 1, Matteus 12.
In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop en sy disippels het honger geword en aarde begin pluk en eet. Maar toe die Fariseërs dit sien, sê hulle vir hom, kyk, die disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was honger gehad het? Hoe hy in die huis van God gegaan en die toornbrode geëet het wat vir hom en die wat saam met hom was nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Of het julle nie in die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie? En ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel is hier. Maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie, maar die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Ek gaan nou terugkom hierna toe. Ek wil vandag veral op twee goed konsentreer. Ek het nou in die week ook gehad, nie net hierdie dame wat sê, ja, die wet word voor haar oor gegooi nie, of voor haar ore en sy moet dit nou nie. Maar ek het nou net gister te doen gekry met 'n ou wat dit in plaas oor Kolossense 2, ek gaan oor dit lees, en ek ook gemaak, maar nie, maar sal dit vir kry. Die woord wat sê, laat niemand, van vers 6 sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, wat die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van julle prys beroof nie, al sou hy behaai en nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid. 'n Ou wat gister gegaan het en hierdie ding heeltemal verdraai het en gesê, ons verstaan Paulus verkeerd. Hy praat nie van mense wat ouens veroordeel wat nie hierdie gebruike het nie. Hy praat blykbaar van ouens wat mense wat die Sabbat hou veroordeel. Geliefde Job, mense kan dan baie die woord van God so bedraai om by hulle teologie te pas, by hulle idee te pas. Die woord van die Here sê Matteus 24, laaste dae sal baie valse profete wees. En ek wil vir julle sê die valse profete, die wolwe en skaapklere het ons voorgespring. Nog voor ons hulle kan uitwys, het hulle al reeds opgestaan en gesê, daai ouens wat die evangelie verkondig, dis die valse profete, pas op vir hulle. Ja, dit is so. Vra jouself die vraag af. Dit wat ek altyd vir mense sê, moet daar niemand luister, vra jouself die vraag af. As hierdie wet dan so volmaak is, waarom is Jesus gestuur na die wêreld? Waarom is God homself verneder en vlees word? Sy goddelikheid in die hemel los, vlees word, hiernatoe kom deur 'n gewone vrou gebore word, vir meer as 30 jaar die pad, swaar pad loop, werk en arbeid vir sy brood op sy tafel. Hoekom moes hy dit dan doen? As hy geen doel gehad het. As die wet dan so volmaak was. Ek wil nie teen die wet praat nie, maar ek wil vir die evangelie praat. Maar die wet dit in teen die blye boodskap in die evangelie van God. Hulle hou baie keer voor Matteus 5 wat sê die volgende: moenie dink van vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Maar wat beteken vervul? Hy sê nie ek het nie ontbind nie, maar om te af te dwing of om seker te maak hulle hou nie. Hy sê om te vervul dit wat julle nie kan nie. Hy sê wat verwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan tot alles gebeur het. Wat moes gebeur? Jesus aan die kruis sterf. Elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Ek sê, dis ons almal. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Wie is die wat dit doen en leer? Hulle wat die wet hou? Nee. Hulle wat Christus in hulle het. En hulle wat in Christus is. Want deur hom volbring ons die wet. Kom ek gaan net 'n bietjie terug na die wet toe. Baie dinge wat hulle onder andere in een ding wat hulle kom is die naam van God. Ja, baie gehoor die naam van God. Wat is die naam van God? Ons wat nou so verkeerd is. Net vir interessantheid. Die Here sê vir Moses hier in Genesis
nie Genesis, ekskuus, Exodus, waar was hy? Exodus 3. Die volgende woorde. Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. My naam is God van Abraham, God van Isak, God van Jakob. Ons noem hom maar die Vader. Dit is die ware God. Die wet is gekom, hierdie volk, ons lees in die skeping, ek gaan net vinnig hier gaan, ons lees in die skepingsverhaal, hoe dat God op die 7de dag nadat hy alles geskaap het, en hy daardie dag geheilig. Met ander woorde, dat is 'n instelling van 6 dae werk, en 'n dag van rus. Maar jy lees nooit meer daarvan nie. Nie Adam nie, nie Noag nie, nie Abraham nie, Isak, Jakob nie. Eers toe daar 'n nuwe, toe die koning van Egipte sterf, die farao, en 'n nuwe koning kom hom in diens, en nou begin hy met slawerny, want hy sien dit gaan so goed met Israel, en hy doen hulle in slawerny, en vir 430 jaar is hulle slawe, hulle ken nie 'n dag se rus nie. En die Here kom deur Moses en hy bevry hulle, sit in die woestyn, hy gee vir hulle die wet. Hierdie wet het dit toe. Ons dien nie 'n God wat net wette en reëls maak om dit vir hom lekker is nie. Dit het dit toe. En hierdie volk is soos kindertjies wat hier in die woestyn wandel en daar's wanorde. Ons praat van 1 miljoen plus mense. En die Here gee reëls. Hy gee voedselreëls, hy gee beginsels dat die mense hier volgens bly. Onder andere gee hy vir hulle die dag van rus, die Sabbat, sodat hulle kan rus. En die Sabbat was nog nooit 'n werkdag. Die Sabbat was 'n dag van rus. Vir 6 dae, en wie moes almal rus? Jou slaaf, jou vrou, jou kinders, jou donkie, jou esel, jou os, alles wat vir jou moes werk. En nou kom ons vandag skielik vol met vinnig hierna, vandag toe die Sabbat sou kom en ek het mense geken. In Springs, 7 Adventiste. Ek moes nou aan die kerk toe kom, en ek het in die kar in Pretoria, en ek moet die kar staan, in 'n vuur aansteek, wat teen die Sabbat is. En ek moet ry tot in Springs, verder is 'n Sabbatsreis, wat heeltemal teen die Sabbatsreëls is, na hulle toe. As jy by hulle kom, kyk hulle nie TV nie. Ekskuus ek so wys, maar dit gaan my verstand te bowe dat mense so kortsigtig is. Hulle luister musiek, Christelike musiek, dis te pragtig, met elektrisiteit, wat opgewek word deur mense wat werk op die Sabbat. Die os en die esel werk. En die voedseltjies word warm gehou, die kossies is al die vorige dag gemaak, word warm gehou in die oond, wat met krag werk, of het word warm gemaak met die mikrogolf, wat met krag werk. Dan gaan ons na die kerk toe. Weer verder is 'n Sabbatsreis. En op pad terug het hulle iets vergeet, hulle hou gou by die spaarstil, en hulle gaan koop gou 'n brood, wat ook al nodig is. Hulle betaal, daai persoon is in jou diens, maar hy hou die Sabbat. Wat ek probeer sê is, dis onmoontlik, daar is nie 'n mens op die aarde wat die Sabbat nie een. Nie een. So ek smaal maar net as ek so kyk, en die Sabbatshouers. Maar dan kom hulle en hulle verander die reëls, want in vandag se tyd is dit moeilik. Hulle verander, die rabbies verander die reëls. Jy sien hulle, vleeslik is dit nou alraai om dit te verander, maar ons wil nie glo dat die Here 2000 jaar terug vir ons hierdie dinge reeds vervul het, want hy het reeds gesien, toe al kon die mens nie hierdie dinge doen. Nou kan ek kom en weer teruggaan na Matteus 12, luister mooi. Hy sê hier, hy word nou veroordeel oor hulle koningaardige druk het op die Sabbat, iets wat nie goed word voorsien. Nou volgens Jesus het Dawid wat die toonbrode geëet het, wat in die tempel is, die Sabbat ontheilig, maar nie, hy is nog steeds onskuldig. Nog erger, die priesters ontheilig die Sabbat en is onskuldig, dit staan nie. Hoekom is hulle onskuldig? Want hulle het ontheilig, moet hulle ontheilig. Hulle het gewerk op die Sabbat. Ek wil net weer vir jou sê, in die Ou Testament gaan jy nergens lees van 'n sinagoge nie. Net
In die Engelse Bybel, in Psalm is daar een plek wat 'n vergaderplek van die Here, die sinagoge genoem word. Daar is die sinagoges gewees, daar is die kerkdienste gewees. Dis nie die priesters, die volk moes rus. Op Vrydag praat ek dan met pastoor Niels, toe praat hy so van ons op die Sondag, Sabbat, en sê ons hou die Sabbat op die Sondag, ons in kerk koes. Die Sabbat is die rustig. Was nog nooit 'n kerkdag nie. Tussen die Ou en die Nuwe Testament het God se stem vir 400 jaar stil geraak. Toe het godsdiens ontstaan. En ewe skielik in die Nuwe Testament lees jy van sinagoges en hierdie klomp leviete en nie leviete, die fariseërs en sadduseërs en skrifgeleerdes en hulle stryd nou in die kerk, hulle hou 'n basiese kerkdienste op die Sabbat. Dis nie waar die kerk ontstaan het. Nou sê hulle maar Jesus het dan ook geleer. Ja. Want die Here Jesus het wat wil gedoen. Hy het geëet saam met sondaars en tollenaars. Hy het gesê, ek het gekom daar. Ek het nie gekom na hulle wat gered is, ek het gekom na die sondaars. Ek het gekom na hulle wat my nodig het. Met ander woorde, ek wil sê, as hy vir jou sinagoge gekom het, en daar moet jy maar weet, hierdie plek is vol sondaars. En dit wat ons hier doen, is nie die wil van God. Dis waar het ontstaan. Want die kerk het ontstaan, wat het gebeur in Abraham se tyd? Daar is twee goed wat mense baie keer ook wil voorhou as die wet. Wat niks met die wet te doen het. Die een is offergawes, tiendes. Baie mense kom sê, nee, die Nuwe Testament. Het jy geweet, die offergawes en tiendes het absoluut niks te doen met die wet nie. Abraham het dit ingestel, toe hy 'n tiende gegee het van Melchisedek, die hoëpriester en profeet. En ons sien lees Jesus Christus is hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. So wanneer ons tiendes gee en offergawes, dan vereer ons die Here Jesus Christus deur sy kerk te laat voortbestaan. Dit is die een ding wat daai dit ontstaan. En die tweede ding is besnydenis, het ook in Abraham se tyd ontstaan. En besnydenis het gedui op 'n belofte wat in vervulling sou gaan. Seentjies is besny op die 8ste dag van hulle lewens. En daar's 'n rede vir dit. Want 'n manlike persoon gaan op die 8ste dag 'n nuwe ding begin. Dit dui op 'n nuwe begin. 7 is die getal van 'n week. En dan kom 8 by die beginnes van die volgende week, die 8ste dag. En die Here Jesus sou uiteindelik opstaan op die eerste dag van die week, by die 8ste dag, na die Sabbat staan hy op uit die dood. En van daardie dag af kom hulle en hulle breek brood elke eerste dag van die week in die naam van die Here Jesus Christus. En 7 weke daarna, ons lees dit in Handelinge 2, word die Heilige Gees op Pinkster Sondag uitgestort. En dit is die begin van die kerk. Dat niemand jou veroordeel oor jou kerk op 'n Sondag is. Want ons doen die instelling wat die Here gestel. Daar is soveel leenaars, soveel blindes, wat blindes bely. En wat die Here nou hierso sê is die volgende. Maar daar was daardie instelling gewees, daardie rus. En wat het die priesters gedoen in die tempel? Hulle het werk gedoen. Hulle het die Sabbat ontheilig, dis nie al nie. Hulle het diere geoffer, en sekere dele van daardie diere wat geoffer is, was hulle voedsel. Met ander woorde, hulle vir hulself kos gaar gemaak, wat absoluut teen die Sabbat is. Maar die Here sê, hulle het dit ontheilig, maar hulle is nog steeds onskuldig. Hoekom was hulle nog steeds onskuldig? Hoekom is Dawid nog steeds onskuldig? Want die tempel het iets verteenwoordig wat groter as die Sabbat is. Die tempel het verteenwoordig eers die tabernakel. Wat het jy in die tabernakel gehad? Die ark van God. Die ark van God was so heilig, dat het God verteenwoordig, dat as iemand net in die ark gevat het, het hy dood neergeslaan. Baie priesters wat in die heiligste ingegaan het nooit lewendig daar uitgekom. Hulle sê hulle het 'n tou as hy voet vasgemaak, as hy te laat bly betrek die tou. As baie van hulle, as hy te sondig, hy is nie heilig genoeg om die teenwoordigheid van God te wees nie, dat hom daar uitgesteek. Hierdie tempel en hierdie tabernakel verteenwoordig dit wat groter is as die Sabbat, en dis die allerheiligste God. Daarom het hulle dit ontheilig, maar is nog steeds onskuldig. En nou sê die Here hier, hy sê dieselfde, hy sê wat die Seun van die mens is Here ook op die Sabbat. Hy sê hulle is in my teenwoordigheid. Die Heilige God is in teenwoordigheid van hierdie disippels. Ek het saam met hulle geloop en gepluk. Hulle het die Sabbat ontheilig, maar hulle is onskuldig. Ek en u, ons het nou gelees Romeine 8.
wat sê, daar is dan nou geen veroordeling wat die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. As jy in Christus Jesus is, en Christus Jesus is in jou, dan wil ek vir jou sê, al heilig jy dan nou die Sabbat, jy is onskuldig, want jy is in die teenwoordiging van hom, wat groter is as die Sabbat. Hy is groter, hy is Here oor die Sabbat. En daarom kom die Hebreërs skrywer, en ek ook vir mense sê, wat bekommernis het, gaan lees Hebreërs, daar is 'n rede hoekom Hebreërs genoem word Hebreërs, want wat daar gebeur het is, die Hebreërs, Jode wat Christene geword het, het begin twyfel, en het terugbeweeg na die ou weer toe, en die Hebreërs skrywer, ek glo nog steeds, is Silas wat geskryf het, nie Paulus nie, maar het maak nie saak nie, begin eintlik vir hulle sê waar hulle afwandel, waar hulle sê, hoor jy, julle het 'n nuwe verbond, julle is onder 'n nuwe verbond, hoekom wil julle teruggaan na die ou dinge toe? As jy in Christus is, Hebreërs 4 sê, hy praat daar van Joshua, wat die wet weer uitgegee het, onder andere die Sabbat, maar het nooit die Sabbats rus gehad nie. Hy sê, maar jy kan die Sabbats rus hê vandag. En vandag is die Sondag, jy is die Maandag, jy is die Dinsdag, jy is elke dag. As jy in Christus se teenwoordigheid is, en hy is in jou teenwoordigheid, het jy elke dag, jy hou die Sabbat, want jy is, Christus is in jou, en jy is in Christus. So volbring jy die Sabbat. Maar mense dink hulle wil dit hou, hulle wil vir jou kop gooi. En wat sien jy? Die Here sê hier, wat sê hy so? Hy sê, maar julle het geweet wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie. Offerhande is dinge wat ons opoffer vir die Here. Hy sê, as julle dit geweet het, sou julle die onskuldig is, want wie is die onskuldig is? Hulle wat nie die Sabbat hou nie, maar wat in Christus was. Dan sou julle hulle nie veroordeel het nie. Galasiërs 5, vers 22 en 23 sê dit vir ons. Wat sê hy? Hy sê hierso, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Hy sê vers 18, as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. As julle die Here Jesus weer ken en by hom leiding kry, nie by al hierdie blindes nie. As jy nie onder die wet nie, dan kan jy nie 'n voet verkeerd sit nie. Want jy sien, die Here sê wat ek soek is die vrug, nie die saad nie. Om 'n boom te plant, sit jy saad in die grond en die boom moet ontwikkel. En dis wat jou wettiese mense wil doen. Hulle wil die boom plant. Die Here sê nie, ek het die boom geplant. Ek het hom bewys. Jy moet net die vrug dra. Met ander woorde, die werke wat jy gaan doen, is nie werk om gered te word nie. Dis die werke wat kom uit liefde, omdat jy ontmoeting met Jesus gehad. Omdat jy 'n verhouding het. Dis wat die Here soek. Dis wat die Here soek. Ek kry altyd so half 'n glimlag hoe mense die dinge wil verander. Hulle wil so graag aan hierdie wet vashou. 'n Geliefde, ek preek nie teen die wet nie. En ek preek nie vir sonde, ek moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar ek sê net vir jou, wat sien jy by hierdie blindes? Sien jy ooit liefde? Sien jy ooit eerbied, hy opgewondenheid, ek dien die Here, o so wonderlik. Sien jy daardie ding of sien jy nie? Hoor jy net hoe mense sê, wat daar is, hoe mense vir jou sê, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy moet dit, of jy moet dat. En dis nie wat die Here wil hê. En wat die wege op voor jy agter, ek dink nie twee batterye. Dus as jy daar langs die bank. Kan jy daarby hoor? Ja. Ek wil hier kan hoor, die kamera. Maar so gaan die mens en hy verander dinge om die wet vas te hou. En dit gaan nie net oor die dag nie, maar wat er iets binne. Okay.
Mense verander omstandighede. So het rabbies verander dat mense nou mag krag gebruik, want die omstandighede van vandag het ons nou verander. Sonder om eer te gee vir die Here wat gesê het, ek het 2000 jaar terug al dinge verander. Ek het 2000 jaar terug al dinge vervul. Maar dit gaan nie daaroor nie. Daar is maar 'n skaduwee van die dinge wat sou kom, en die waarheid is Christus, die liggaam is Jesus Christus. En dis dieselfde met voedsel. Ek kry so glimlag as daar kosbestellings kom op daai groep in die dorp, en jy sekere Sabbathouers, en hulle bestel die groente, maar nie die vleis nie, want as dit nou vark is of so, dan bestel hulle dit nou. En dan dink ek self, ek wonder hoeveel van die voedsel is Saterdag gemaak. En nie net dit nie, dieselfde oot word gebruik, en dieselfde gereedskap word gebruik. Dan sê hulle nie, die wet sê vandag of vandag, want nou dis wat die wet vandag sê, dat solank daai utensils gewas is, en die panne is gewas, dan is dit raai, dan oortree jy nie. Jo, my Here sê, ek trek nie dieselfde juk nie, as die Moses. Streng gesproke, mag jy nie eens dieselfde kombuis gebruik nie. Maar nee, dis alright. Dis alright. En dis wat gebeur het in Matteus 15. Ek gaan gou vir jou hierso verduidelik, hier Matteus 15. Vanaf vers 1. En nou is die oorlewering gewees wat gaan oor die Sabbat, hier is die oorlewering van die ou mense, wat op wat te doen het by die wet. Vanaf vers 1. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseërs van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Want hulle het allerlei goed gevat. En onrein dinge gevat. Maar hulle kom eet sonder om hande te was. Met ander woorde, hulle eet onreine voedsel. Dis wat hulle nou sê vir Jesus Christus. Ek het al baie keer gedink ook aan die gelykenis van die verlore seun wat daar tussen die varke is, en hy kom by die Vader aan, en hy ryk seker na die varke, en hy het aan varke gevat en geraak, en die Vader verteenwoordig die heilige God, ons Vader, en hy het nie gesê, wag 'n bietjie, gewas jouself eers nie. Hy het hom omhels. En so omhels die Here jou, as jou hart aan hom behoort, gaan nie oor wat jy geëet, of waar jy gevat, gaan oor jou hart, dit gaan oor liefde. Hulle veroordeel die Here, of sy mense, omdat hulle met vuil hande eet. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree ek ook die gebod van God terwille van julle oorlewering? My altyd so oulik as die Here eers die ding omdraai. Hy gaan hulle nou antwoord, maar hy gooi eers vir hulle so uitgetrek, so skaakspel, nee, jy het nou 'n move gemaak, en maak ek my move. So 'n bietjie 'n beter move. Hy sê hierso, vers 4, want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe, die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak, terwille van julle oorlewering. Nou kom ek verduidelik wat hier gebeur het. Vandag het ons 'n moderne stelsel waar ons ouer tye sê het 'n aftrekwoorde. En waar ons mense ons ou mense kan gaan in hulle laaste jare kan deurbring, né? Ongelukkig party van ons doen ook baie dinge waar ons ouers oneer, want ons gaan sit in die ouer tyd en ons vergeet van hulle. Né? Ja, ek self, as ons so elke jaar Mosselbaai toe gaan, en my maat aan die jare vandat ek hier is hy gebly daar in Hartenbos, Mosselbaai, en ons kom bitter min by haar uitkom. En dan voel ek baie keer skuldig, dat nou kan ek elke jaar moeite doen om daar uit te kom, omdat ek moet, of wat ook al, maar toe ek dit nie genoeg gedoen, jy weet, dan voel ek baie keer skuldig, Here al baie gevra. Ongelukkig is my ma met pa geskei, een by Johannesburg, een daar, sy hoef my altyd so weer te maak, en Johannesburg is natuurlijk nader, en my pa het ons finansieel ook baie keer gehelp om my by te kom, en dit maar nie altyd goed gegaan met ons. So daar is baie redes wat ek kan gee, maar ek het daar die by die Here reg gemaak. So baie mense doen dit, en wat hierdie fariseërs te doen het is hoe moet praat van offerande. In hulle tyd het jy gesorg vir jou ouers. Jou ouers het jou groot gemaak, en as hulle nou afgeleef was, dan moes jy daar nou weer vir hulle sorg. Wat die fariseërs gedoen het is, hulle het hulle besittings omgeskakel in offergawes. Hulle het gegee vir die tempel. En nou is hulle heilig. Net soos die Sabbat, net soos al die dinge wat ons doen, né? Hulle wil die saadjies plant. Hulle wil nie die vrug hê nie, hulle wil die saad plant.
het hulle offergawes gegee vir die tempel, dat hulle niks. Daar is hulle so hoog heilig, dat hulle alles prys die Here, en dan die priesters gewoonlik so kickback op die onderdeel teruggegee, dat hulle kan oorleef. Met ander woorde, hulle het van hulle ouers gesê, sorry, julle moet maar self julle potjie krap, want dit wat eintlik na julle toe moes kom, het ek vir iets beters gegee, ek het dit vir die tempel gegee. En dis wat die Here hier kom, hy sê weer eens, hy soek nie die offers nie, hy soek die liefde. Hy sê die omgee vir mense. Hy sê vers 7, geveinstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer, toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond, en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Ja. En hy het die skare nog geroep en hulle gesê, luister en verstaan. Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Daarom kom sy disippels nader en sê vir hom, weet u dat die fariseërs toe hulle die woord oor aanstoot geneem het? Maar hy antwoord sê, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Wie die plant geplant? Die Vader plant die plant, nie ek en jy. Laat hulle staan. Hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. En ek sien dit daagliks gebeur. Ek sien hoe mense val. Dis ook vir my so belangrik. Ek sê dit oor en oor. Ek dink klink al soos 'n grammofoon. Wie van julle weet wat 'n grammofoon plaat is? Weet julle? Julle gee julle ouderdom weg. 'n Grammofoon plaat wat vashak. Ek weet ek klink so. Maar dit is vir my belangrik dat jy moet verstaan dat jy moet 'n verhouding hê met die Here. Dit help nie jy weet net van die Here nie. Dit help nie jy glo in die Here nie. Dit help nie jy glo uit in die kruis gesterf nie. As jy nie 'n verhouding het, 'n ware verhouding met hom nie, dan is jy 'n blinde. Want deur ander blindes, as jy gelukkig is, dan word jy deur 'n ou wat kan sien gelei, né? Wie staan hy? Ja, okay. Julle kan nie glo nie, want ondersoek die woord agterna. Maar baie word gelei deur blindes, en dis hoekom hulle so groot val. En albei val in die sloot. En die hartseer saak is, jy gaan saam onder, as jy deur die blinde gelei word. Die blinde gaan van woorde doen, maar ongelukkig is ook onskuldige mense wat saam gaan. Vers 15 in Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar vir ons hierdie gelykenis, maar Jesus sê, is julle dan nog steeds sonder verstand? Ekskuus, ek raai steeds verbygesit. Begryp julle nog nie, dat alles wat in die mond ingaan in die maag kom, en in die heimlikheid uitgewerk word, daar waar niemand sien. Ek wat die Here kyk ook nie daarna, ek wil nie daarna. Hy sê, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom in die hart. En dit is wat 'n mens onrein maak. Jy sien die Here het die onrein wette ingestel, want in die woestyn is daar sekere diere wat jou so siek maak en al daai tipe van dinge. So hy het hierdie families. Onthou hy sit met 1 miljoen mense. Hy wil nie gehad dat hulle siek word of so goed nie. Maar dinge is nou anders. Dis ook hy het hulle eintlik beskerm. Maar ons het alles hier wette gemaak, hierdie 613 wette. Ek wil hoeveel van daai wette as jy regtig onthou, kan jy dit hou. Wette soos as jou buurman se os in jou put geval het wat 'n boete jy moet betaal, al daai. Dis al die wette gaan. En dit is, en aan die 10 morele wette is die 10 gebooie, hulle staan nog steeds, maar jy gaan die vrug dra. Met ander woorde, jy kyk na die gebooie of jy vrug dra. Dis nie 'n kwessie van ek kyk na die wette, ek moet dit, en eie krag nie. Jy moet die Here toelaat om jou die leiding te gee, jy moet die Heilige Gees toelaat om jou te verander. En dit kan net gebeur, dit kan net gebeur, wanneer ons harte vir die Here gegee en ons met hom 'n verhouding het. Dat hy met ons praat. Is ek vervelig? Ja. Okay. Amen. Amen. Wanneer die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis en lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie
onderry nie. Ek wil vir u sê dat die tyd uitgekom dat jy by die Here uitkom en nie by leringe van mense nie en nie by boetseremonies nie. Uitkom by die Here Jesus, hy sal jou die leiding gee. Hy sê in Jesaja 31, herhaal dit in Hebreërs 8, wat hy sê, wanneer ek julle 'n nuwe verbond gee, dan gaan ek julle 'n wet gee in julle harte. Gebruik nog steeds die Bybel. Maar gebruik die Bybel om te bevestig dat dit wat jy gehoor het is die waarheid. Wanneer iemand gespreek het, gebruik die Bybel, maar nie dat hy net 1 of 2 teksies gebruik en dit verdraai soos hy wil. Ek wil vir jou sê, as jy 'n verhouding met die Here het, dan is jy nie meer blind nie. Dan kan iemand jou nie verkeerd by nie. Mense kan van enige ding van Annemarie gaan vertel. Ek sê jou reg nie vertel, maar jy praat as ons is op die waarheid. Maak nie saak hoe wonderlik dit klink en maak nie saak met watter bewyse jy kom nie, want ek ken haar. Ons het 'n lewende verhouding en dis die verhouding wat jy met Jesus het. En dan kan jy kom soos hierdie vrou, hierdie Kanadese vrou. En jy kan sê, weet wat, die krummels is vir my genoeg. Daardie krummeltjies wat afval, daardie ertjies vir die hondjie moet jy wil. Dis vir my genoeg. Dis vir my genoeg. Ek dink op hierdie punt dat ons kom en die Here bietjie loof en prys. Ons het nie gaan ons bietjie sit. Kom ons eer die Here met ons monde en met ons harte. Kom ons wys wat ons hom liefhet en dit is hom vertrou met alles wat ons. Yes.
Hallelujah.
Dankie Here vir die boodskap wat uitgegaan het. Dankie vir die vrolikheid waar ons kan lewe om te weet dat U die volle prys betaal het daar aan die kruis. Dat 'n man saam met U gehang, Here, ons weet nie of hy onder die wet was, by die wet gehou het of nie, maar ons is wel weet as hy die wet oortree het. Daarom het hy saam met U gehang. Want hy was 'n rower en 'n moordenaar. En al wat hy gedoen het is om U te erken as God die Vader, om berou te hê oor wat hy gedoen het. En U het gesê, vandag nog sal jy saam met my in die Vader se huis wees, in die paradys. Dankie Here dat ons daardie hoop kan hê as ware Christene, dat niemand ons kan roof van hierdie prys wat U vir ons gegee het nie, deurdat ons aan kan vashou vir lewende verhouding met U kan hê. Daarom vra ons dat U verheerlik sal word ook wanneer ons hier uitgaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Wens elkeen van julle is beseënd van die Here. Julle is maar eenmaal geseënd is. Julle is die kop en nie die ster. Prys die Here daarvoor. Amen. Gaan in vrede, gaan in liefde. Amen.